Loof die naam van die Here. Dit is lekker om te kan weet dat die God wat ons aanbid is die God van alle gode. Hy is die koning van alle konings, hy is die heerser van alle heersers. Daar is niks en niemand groter as die God wat ons aanbid nie. Ek wonder of ons dit regtig besef. Daar is nie iets groters. Dit is die ultimate van aanbidding. Dit is die God wie ons aanbid. En wonderlik om te kan weet dat dit wat ons ervaar en dit wat ons voel, is die Gees wat binne in ons is, binne in ons werk, wat met ons praat. En mag ek ook so vanmôre in hierdie boodskap met jou wees en met jou praat. Nou, ons het so 2 weke terug en ons gepraat oor gebed en ons het gesê as daar iemand is na wie jy kan kyk wanneer dit gaan oor gebed, is dit absoluut Daniel. Daniel het 3 keer 'n dag gebid. Dit was sy gewoonte gewees, maar hy het ook 'n verhouding met God gehad en hy het vir ons geleer, as jy jou lewe in lyn wil bring, as jy absoluut vreesloos wil wees, dan lyk dit vir my is gebed die antwoord. Want toe die koning die dekreet uitgevaardig het en gesê het, is enige iemand in hierdie tydperk 'n ander God gaan aanbid, ons jy in die vuurwind ingooi. Toe het Daniel net gesê dat dit pla my nie. Hy het nog steeds aangegaan met dit wat hy gedoen het en God het hom gered. Daar's iets in gebed, daar is krag in gebed. Ons het begin praat en gesê, mag jy 'n gewoonte begin ontwikkel. Wat jy sê, ek wil 'n gewoonte ontwikkel om te bid. Dit klink miskien nou sleg as om sê ek wil daai gewoonte kry, want baie gewoontes is goeie gewoontes. En dis eintlik, ek sal sê, meer 'n dissipline van gebed, gebedslewe. Maar omrede jy ook 'n verhouding het met God. En laasweek het ons gekyk oor Martha en Maria. Ons het gesê, dalk is jy, daar's Marthas in ons lewens. En ek kyk weer baie keer in die kringe wat ek beweeg, is daar baie Marthas. Ja, hulle is net absoluut hands-on. Hulle is daar 'n noodgeval is hulle daar. As daar een of ander krisis is hulle daar. Hulle is vinnig op die WhatsApps, hulle is vinnig op die e-mails. Hulle doen die dinge, man. En dan is daar die Maria wat net by Jesus se voete gesit het. En Martha was ons kwaad gewees half. Sy is geïrriteerd. Ek weet nie, julle ervaar dit nou sê, ek weet nie hoe dit voel nie, maar ek hoor hulle sê, baie keer in huisgesinne, dan voel die een persoon, hy doen alles. Jy's besig, jy maak die kos, en jy maak skoon, en jy was die skottelgoed, en 'n skottelgoed wasser is nie die oplossing. Want hy moet gepak word. En hy moet uitgepak word. En wie gaan dit doen? Dis ook nie die oplossing, en dan voel jy, ek doen alles. Ek dink dit is seker hoe Martha gevoel. Ek doen alles. En toe is sy so geïrriteerd dat sy vir Jesus eintlik sê, jy sien dat ek doen al die werk en Maria sit net daar by die voete. Sê vir haar sy moet kom help. En dit het ek gesê, jy weet wanneer jy geïrriteerd raak, wanneer jy vir Jesus sê wat om te doen. En baie keer wil ons vir Jesus sê wat om te doen. Ons het daar die oplossing. Ons sê eintlik vir hom, net dit is wat jy moet doen. Ons help nie eintlik. Moenie eers 'n oplossing kry nie. En toe sê Jesus vir haar, nou weet jy wat, Maria het die heel beste gekies. En ek gaan dit nie van haar af wegvat. So kan ons deur die woord gaan en ons leer by mense. Nou, vandag gaan ons weer 'n bietjie leer by Paulus, om te kyk wat hy vir ons sê. Nou, wanneer ons kyk na Galasiërs, dan sien ons Galasiërs gaan hoofsaaklik, as jy die hele boek Galasiërs lees, dan gaan dit oor die hele ding oor wet of vryheid. Is dit die wet of is ons vry? En Paulus sê vir ons, dit gaan oor vryheid. Nie oor die wet nie, dit gaan oor vryheid, maar, daar's 'n maar. Maar vryheid om na die Gees te luister en deur die Gees gelei te word. Daai tipe vryheid. Nie 'n vryheid ek maak nou en ek doen wat ek wil nie. Nee, 'n vryheid wat sê, jy moet nou na die Gees luister. En jy moet deur die Gees gelei word. Dit is die eintlike vryheid wat ons het, as jy na Galasiërs kyk. So vandag praat ons 'n bietjie oor wandel in die Gees. En ek wil hê jy moet vandag hoor na die woord van die Here
wil jy met aandagtig sit en luister. En vandag is een van daai boodskappe, jy gaan 'n klomp punte hoor. Kom probeer om nie so lank te wees soos al die punte is nie. Maar jy gaan 'n paar punte hoor. En ek wil hê jy moet vandag hoor of jy moet kyk of jy reg loop. Loop jy nog reg? 'n Mens help mekaar baie keer en sê nee man, loop 'n bietjie reg op man. In die army was dit mos nou maklik geweest, dit was daai rugby gehad, nek teen die kraag, maag in, bors uit, arm skouderhoogte. Wat dit kan onthou. Jy het nie net geloop nie, daar's 'n manier hoe jy geloop het. Jy het nie so geloop. En jy het geweet het as jy so geloop het. Jy sê vir die volgende 50 jaar gehardloop het. En as jy nooit gestop het. Maar dit was maag in, nek teen die kraag, arm skouderhoogte, en daar gaan jy. Daar's 'n manier van loop. En ek wil hê jy moet vandag kyk of jou manier van loop reg is. En dis al wat ons vandag gaan doen. Moet jy kyk, hoe loop jy? Loop jy reg? Wil jy met half 'n spieël voor jouself sien vandag? En sê, so. Dis 'n spieël as jy hier inkom. Ek weet nie of julle dit doen nie. Julle sal sien ek doen dit gereeld. Ek loop en as ek verby daai spieël gaan, dan sê ek so tipe van. En dan dink ek het 'n bad. Dan dalk so 'n bietjie hier en daar. Hier en daar. Ek kan jy nie meer hier en daar nie, maar nee, kyk so en dan dink jy, dis goed om 'n spieël te hê. Vandag se boodskap is absoluut net 'n spieël. Dis nie iets groots nie. Moenie iets groots verwag nie. Sit relax. Kyk in die spieël. Galasiërs 5 vers 13 tot 16. Paulus skryf. Hy sê broers en susters, julle is inderdaad geroep om in vryheid te leef. Moet net nie die vryheid misbruik om sondige begeertes te bevredig nie, maar gebruik dit om mekaar met liefde te dien. Die hele wet is saamgevat in een opdrag. Jy moet jou naaste lief hê soos jouself. Maar julle byt en verskeer mekaar, so pas op dat julle mekaar nie heeltemal verslind nie. Die wet sê eintlik ons moet mekaar lief hê. Julle byt en julle verskeer mekaar. Pas op net. Mekaar nou nie verslind nie. Mekaar nou stukkend byt. Vers 16. Ek sê, laat julle leefstyl eerder deur die Gees bepaal word en dan sal julle glad nie aan die begeertes van julle sondige geaardheid toegee nie. Nou in die Engelse vertaling is vers 16 meer in lyn met dit wat ek probeer verduidelik. But I say, walk habitually in the Holy Spirit, seeking and be responsive to His guidance. And then you will certainly not carry out the desire of the sinful nature which responds impulsively without regards for God and His precepts. So, party mense het mos 'n unieke stap in hulle. Ek bedoel, net deur na hulle stap te kyk kan jy sien wie dit is. Dalk ken julle ook sulke mense in julle lewe. Ons het 'n ou gehad in die weermag, ons het hom, sy bynaam was Robocop. Hy het so gedoen. En hy het altyd so gedoen. Hy het by die huis ook so gedoen. My liefie, bring vir ons die vleis wat ons gaan braai. So jy kom van ver af kon jy sien, daar stap Robocop. Eendag stap ek uit by 'n mall en ek stap. En nou ou kom na my toe, hy sê, "Was jy op 'n land in Heidelberg gewees?" Ek sê, "Ja, maar dis baie lank terug." Hy sê, "Ek het jou nooit geken." Hy sê, "Maar weet jy wat?" Hy sê, "Ek het 'n kursus gedoen, jy was die kapelaan." Hy sê, "Maar jy het 'n stap in jou wat ek nooit sal vergeet." En ek weet nie hoe lyk daai stap nie, maar dis iets wat ek gestap het. Ek dink ek het meer geld gehad daai tyd, so ek het nie meer dit gestap nie. Nee, grapie. Maar daar's 'n stap wat jy in jou het en jy word erken aan jou stap.
En so het almal van ons nou daardie stap. Maar Paulus praat hier van 'n ander tipe stap, want hy sê walk habitually in the spirit. En die Griekse woord daarso is peripateo. Peripateo beteken which means to order one's manner of life. To order one's manner of life. Kyk in die spieël. Wandel deur die Gees. My definisie sal wees, en jy kan jou eie definisie maak, is om deur die Gees te wandel, beteken om 'n lewe te lei wat afhanklik is van die Gees se krag. Dit sluit in om te groei in godsaligheid, gehoorsaamheid aan God se opdragte en om 'n dieper intimiteitsverhouding met God te wees. Dalk het jy jou eie definisie hoe jy dit nou vanmiddag vir jou meer verstaanbaar kan maak. Wat sal jy sê is dit dan om in die Gees te wandel? So jou loop is belangrik, want jou loop sê iets van jou. As ek iemand sien wat na my toe kom, dan begin ek so van, okay, wat wil jy hê? Maar ek sien dis moedigheid. En dan kry jy iemand wat kom, dit sê iets, wat sê dit? Sirkel, bera. En dan kry jy iemand wat, wel, of op 'n missie, of kwaad, of wat dit ook al mag wees. Maar jou loop sê iets van jou. So dat jou nie het 'n mooi teen, dat sê, I love Jesus. Maar dit wat jy sê, jou optrede, pas nie by jou teen. I love Jesus, en dan staan jy daar by Homefeest. Waar, wie sê die Here hierso? Enige iemand wat nou die Here is hierso? Dan die Here kom ons sê, I love Jesus. Dan kan ek nie daar gaan staan nie. Nee, dit is wat jy, hoe sê hulle, do you walk the talk or do you talk the walk? You must walk the talk. Mens kyk wie jy loop. Walk the talk, don't talk the walk. So die vraag wat ek vanmôre wil vra is, kan jy in lyn loop met jou woorde? Dit wat jy spreek, dit wat jy sê. Loop jy in lyn met dit? Lyk jou loop soos dit wat jy sê? Jy sê dan, ek dien die Here met alles wat in my is. Ek is 'n Christen. Ek sê net 'n Christen nie, ek is 'n wedergebore Christen. Holy Ghost filled, water baptized. Dis wat ek sê, is my loop in lyn met dit wat ek sê. Praat ek met my kinders in lyn met dit wat ek sê. Is my verhouding met my vrou in lyn met dit wat ek sê. Loop ek dit wat ek sê. Of sê ek iets van my loop lyk anders. Dan gaan ek net maar die hele tyd probeer demonstreer, ek probeer die spieël wees. En so praat ek met myself ook. Dis my loop en wat ek sê. Kom dit by mekaar uit. Want dit help nie jy sê een ding, maar jy loop anders doen. Ja, julle, ek chippels elke dag gaan by die gym. Maar het lyk is, daai dag hier, hoor. Ja, jy kan sien as jy by die gym, jy kan sien wie was by die gym en wie was by die gym, hè. Die wat by die gym was is, oh nee, ek is nog op pad, ek moet nou so toe gaan nog. Maar die ou wat by die gym was, hy is want dit wat jy gesê het, jy gaan doen, jy loop wys, dit is wat jy doen. Hoe lyk dit in ons geestelike lewe? Ons almal wat nog hier sit, en as jy nog nie jou hart vir die Here gegee het nie, ek wil graag na afloop van dit saam met jou bid. Ons almal sit nog hier, ja, ek dien die Here, goed, dink ons kry die prentjie. So Paulus wil ons graag help, kom in Galasiërs 5 vers 17,
Hy sê, 'n mens se sondige geaardheid wil dinge doen wat teen die gees is. En die gees wil dinge doen wat teen jou sondige geaardheid is, want hulle is mekaar se vyande. So julle kan dis nie sommer maar net alles doen wat julle wil nie. Dis amper asof jou lewe gelei word deur hierdie twee sterk perde, maar elkeen loop in sy eie rigting. Paulus sê dit is presies, dit is wat hierso gebeur. So dit is jou selfsugtige of jou selfvernietigende begeertes wat ons wil nastreef teenoor God se volmaakte wil vir jou lewe. Paulus sê dit is hoe jou lewe eintlik lyk. So om maklik te vertaal, jy het jou selfvernietigende begeertes, want dit gaan jou vernietig. Maar dit is in jou. Maar dan het jy ook God se volmaakte wil in jou, maar hierdie twee gel nie. Hulle is die hele tyd as hulle in 'n geveg met mekaar. En almal van ons het dit. En as jy nou vanmôre sê, ek is bly ek het dit nie, dan is ek net so bly en kom leer vir ons, hoe kry jy dit reg om dit nie te hê nie? Want ons almal het dit. En ek kan dit vir jou verduidelik. Wie van julle het julle kinders geleer om 'n houding te hê? Hy so hakke loop hard, hy trap net so op weg. Sy my seentjie is nog nie as 'n tiener nie. Ek sê dis iets nie lekker nie. Kom maar. Hulle loop. Weet nie of ek by sy ma sien nie. Maar hy sê dit nie by my nie. Dalk by die onderwysers by die skool. Ek weet. Dalk loop hulle so as hulle kwaad is. Jy leer dit nie van hulle. Wie van julle het julle kinders geleer om 'n ander kind te byt? Steek op, hande. Wie van julle het dit gedoen? Niemand van julle kinders geleer om 'n ander kind te byt. Weet jy wat? Hulle byt mekaar partykeer in die kleuters. Sien, as dit 'n byt. Ek voorsien byt terug. Jy het daarmee gesê, jy het daarmee die woord terug, byt terug, nie eerste byt nie, byt terug. So dit is in ons. Dan almal van ons. Maar as die vlees heers, en dit is die probleemlikheid, as die vlees heers, dan het jy groot moeilikheid, want in Galasiërs 5 vers 19 staan die volgende. Ek gaan dit weer sê, en verskoon tog as julle voel, maar dit nie weer sê, ek wil dit weer sê, hier is 'n spieël, kyk gou. Hy sê die dinge wat ons sondige geaardheid ons laat doen, is bekend. Dis daarmee 'n geheim nie, dis daarom bekend. Kom begin hy. Hy sê seksuele sondes, onreinheid, losbandigheid, afgoderry, towerkuns, vyandigheid, risie, jaloesie, woede, selfsugtige ambisie, verdeeldheid, partyskappe, afguns, dronkenskap, wilde partytjies. Die lys is te lank, dink ek, want hy sê en al sulke dinge. En ek dink ons kan begin, hierdie dinge kan ons begin hoor, en ons verstaan wat bedoel Paulus. Hy sê al sulke dinge. Hy sê die sulke dinge doen, sal nie as erfgenaam deel hê aan God se koningsheerskappy nie. So die selfsugtige begeertes wat ons het, is baie gevaarlik. Want sê nie met dit speel nie. Dit kan jy vernietig. En dit wil jou klaar maak. Want die ding is, jy kan nie God se goedheid ervaar as jy dit doen. Dan jy kan nie God se goedheid ervaar as dit in jou lewe is. That when you walk habitually in the Spirit, soos die Amplified sê, when you walk habitually, hierdie is 'n habit. Jy begin dit net doen. Hoekom loop jy ou so? Dis kom maar habit, ons 'n goeie habit. Dit is so habit, 'n so habit.
Jy kan ook nie half probeer regloop en half probeer verkeerd loop nie, want kom ek wys vir my dit, aangesien ek die spieël is, né? Verkieslik wil jy mos nou nie so loop nie, want dis abnormaal, né? Jy loop nie so. Jy loop ons nou haktoon, nie haktoon. Dis hoe jy loop. En dink jy reg probeer loop, want ek dink dis hoekom ons lyk, ek praat van die kerk. Nie ons kerk, ander kerk, nee. Die kerk lyk soos wat hy lyk. Ons probeer reg loop, maar ook nie heeltemal reg nie. So jy kan reg loop, maar hier voel jy so 'n bietjie, dan lyk dit so. Jou tree is reg, maar dit lyk net 'n bietjie iets is nie reg nie. Julle baie keer dan dink ek kyk die wêreld na ons, dan sê hulle iets is nie reg. Iets lyk nie reg nie. Ja, want jy loop. Nee, you don't walk in the spirit. Habitually. Dan moet ons maar vir mekaar so baie keer sê, hey, kom 'n bietjie, bring bietjie terug, werk in die krag, mag in bos uit, arm skouderhoogte. Hey, kom gou bietjie. Kom en pas. Dis wat ons eintlik met mekaar moet doen. Jy's bietjie uitpas. My ou broer, jy's bietjie uitpas. Ek sien jou arms is nie skouderhoogte. Kom. In vers 22, want sien, dit is wat gebeur. As jy habitually in die gees begin wandel, dan gebeur die volgende. Hy sê, maar die vrug wat die gees voortbring, is liefde. Wie van ons soek nie liefde nie? Is hier enige iemand van julle wat nie liefde soek? Ok, so ons het werk om te doen. Almal sien julle, niemand steek julle hande op nie. Almal wat hier is, soek liefde. Ons moet mekaar lief hê, want dis wat ons almal soek. Vreugde? Wie soek nie vreugde nie? Dit is iemand wat sê ek soek nie vreugde. Ons almal soek vreugde. Ek gaan nou nie elkeen noem nie. Vrede, geduld, vriendelikheid, goedheid, getrouheid, sagmoedigheid, selfbeheersing. Teen sulke dinge is daar nie 'n wet nie. Ons almal soek dit. Gelukkig help Paulus ons om 'n bietjie beter te voel oor onsself. In Romeine 7 vers 15 tot 25 sê hy, en ek dink ons almal, dink ek gaan hierdie dalk kan skryf op 'n manier. Hy sê, ek verstaan my eie doen en late glad nie. Wat ek graag wil doen, laat ek na, maar wat ek verafskuw, juist dit doen ek. As ek doen wat ek nie wil doen nie, en my gewete kla my daaroor aan, dan erken ek self dat die wet goed is. Maar nou is dit nie meer ek wat die verkeerde doen nie, maar eerder die sonde wat in my woon. Ek weet dat ek ten minste wat my ou sondige natuur betref, nie oor die vermoë beskik om die goeie te doen nie, want die begeerte tot die goeie is daar, maar ek kry dit nie uitgevoer nie. Ek versuim die goeie wat ek so graag wil doen, maar die slegte wat ek nie wil doen nie, dit doen ek. As ek dan doen wat ek nie wil doen nie, is dit nie meer ek wat dit doen nie, maar eerder die sonde wat in my woon. Ek ervaar dus die volgende lewenswet. As ek die goeie wil doen, is die kwaad buiterhand. Ek verheug my immers in my diepste wese in die wet van God. Tog vind ek 'n ander wet in my binneste wat oorlog maak teen die wet van my gees en my gevange maak van die wet van die sonde wat nog in my is. Arme ek. Wie sal my uit hierdie doodstoestand red? Die antwoord is Jesus Christus ons Here. So hy sê ek sit met hierdie worstelstryd. En dan kom hy en dis as hy vir homself antwoord, hy sê, wie kan my help met hierdie worstelstryd wat ek nou in my het? Net Jesus Christus ons Here. En daarvoor dank ek God. Die saak staan dus so, hy sê met my gees wil ek die wet van God gehoorsaam, maar as gevolg van my sondige natuur gehoorsaam ek die wet van die sonde. Ons almal voel soms so.
Gelukkig kom Paulus en hy sê vir ons in Galasiërs 6 vers 1, hy sê broers en susters, wanneer iemand in die een of ander sonde verval, dan moet julle wat deur die Gees gelei word, daardie persoon nederig reghelp. Nederig. Ja, hoe gaan? Sy help mekaar nederig. Maar dan sê hy, wees baie versigtig dat jy nie ook versoek word. So help mekaar, maar wees versigtig dat jy nie ook versoek word nie. En ons weet baie plekke in die Bybel waar ons gewaarsku word. Petrus sê, wees versigtig. Galasiërs 6 vers 8 staan hy sê, hulle wat op die land van hulle sondige geaardheid saai, sal op grond daarvan die dood oes, terwyl hulle wat op die land van die Gees saai, op grond daarvan die ewige lewe sal oes. So moet ons nie moeg word om goed te doen. En ons baie keer raak ons moeg. Hy sê, moenie moeg raak. Moenie ophou om goed te doen. Hy sê, want as ons nie tou opgooi nie, dan sal ons op die regte tyd oes. Terwyl ons die kans het, moet ons dus goed doen aan alle mense, maar veral aan medegelowiges. Hoe lyk jou loop? As jy daar is 'n klomp punte wat miskien vanmôre vir jou gaan uitstaan, hoe lyk jou loop? Hoe loop jy? As jy so in die spieël moet kyk, en daai geloofspieël vanmôre. Do you walk the talk? Or do you talk the walk? Hoe lyk dit? Hierdie skrif sê vir ons eintlik, you grow what you sow. Dit wat jy saai, sal jy maai. Dit wat jy plant, dit is wat gaan op. Duidelik. Hoe lyk dit rondom jou? Ons raak soms moeg. Van Filippense 3 vers 12, ek sal dit klaar. Hy sê, kom Paulus weer eens, hy sê, nie dat ek dit alles al bereik het, of al klaar volmaak is. So selfs Paulus sê, ek is dit nog. Hy sê, maar ek hou aanjaag om dit myne te maak, omdat Christus Jesus my syne gemaak het. Hy sê, nee broers en susters, ek reken self nie dat ek al is wat ek moet wees nie, maar een ding is ek seker, ek vergeet dit wat agter my lê, en ek strek my uit aan dit wat voor lê. Ek jaag wenpaal toe na die hemelse prys wat God deur Christus Jesus aan my gegee het. Maar sê, dis hoe Paulus sê, dis hoe ek loop. As jy nou wil kyk hoe ek loop nie heeltemal volmaak nie. Dis ek so bietjie, nie heeltemal volmaak. Maar een ding weet ek weet waarna toe ek loop. Ek weet waarna toe ek pad is. Ek maak my los van hierdie dinge wat is so terug. Dinge wat agter my is, dit vergeet ek. Die een wenpaal waarna toe ek gaan. Sluit af met Galasiërs 5 vers 24, 25 en 26. Hy sê, maar die wat aan Christus Jesus behoort. So kom ons vra net gou die vraag, as jy vanmôre sê, ek behoort aan Jesus Christus, dan sê hy, jy wat dit sê, het die hartstogte en die begeertes van hulle sondige geaardheid gekruisig. Daai stryd het jy gekruisig. Sondige geaardheid het jy gekruisig. Dit het ons lewe deur die Gees en daarom moet die Gees ook ons leefstyl bepaal. Bepaal die Gees jou leefstyl? Dit wat jy sê, daai praatjies, daai dingetjies, word dit deur die Gees gelei. Jou hele leefstyl. Hy sê laat dit deur die Gees gelei word. Ons lewe deur die Gees. Hy sê ons moet nie te veel van onsself dink. Ons moet nie mekaar irriteer of op mekaar jaloers wees. So lyk dit loop vanmôre. Hierso waar Paulus sê ek kruisig. Dit ons het ons sondige geaardheid gekruisig.
Jy kan dit net doen met behulp van die Heilige Gees. Jy kan nog ergens kan jy jouself probeer kruisig. Jy kan dan sê, kyk kom, ek gaan daar inkap, en dan op 'n manier gaan ek daar inkap, en dan wat van die Here. Net die Heilige Gees kan ons help. Kom ons sluit ons. As jy vanmôre hier is en jy sê, Here, my loop is nie heeltemal soos wat dit moet wees. My loop op hierdie stadium lyk eintlik maar so 'n bietjie toe. Omdat ek net hê, so terwyl ons almal so goed is, mekaar daar in die verleentheid sit. Jy nie vanmôre net aankom sê, Here, my loop is nie heeltemal reg. Ek loop skeef, ek loop ongelukkig. Dankie Jesus. Dankie Vader. Ons dank die Here dat hy nie hier is om ons te judge nie. Hy is nie hier soos 'n samiehoor wat vir jou gaan skree en vir jou sê, weet jy wat, vat jou goed in hardloop en gee pad hier. Jesus staan hier so en hy sê, wow, ek is so bly, jy sien dat jou loop nie reg is. Ek is so bly jy sien dat jy nie reg loop nie. Ek wil jou vanmôre weer in lyn bring. Ek wil jou loop weer in lyn bring met die woord van die Here. Ek wil jou loop weer in lyn bring met dit wat jy sien. Dit wat jy verklaar. En Vader, daarom kom ons almal vanmôre na U toe. Ja. Ons staan vanmôre, Here, in een afdeling voor U. En U het elke hand gesien, elke hand wat vanmôre opgegaan het, gesê, Here, ek weet sommer, iemand hoef dit nie eers vir my te sê nie, ek weet dat my loop op hierdie stadium is nie reg nie. I don't walk habitually in the Spirit. Want dit wat ek sê en dit hoe ek loop, kom nie by mekaar uit. Wil ek vanmôre vra, Here, elkeen wie se hand vanmôre opgesteek is, U ken hulle by die naam. Mag U vanmôre, o Heilige Gees, saggies by hulle gaan stil staan en sê, kom ons kry jou loop reg. Ek dink soos wat ons baie keer met mekaar praat en sê, trek bietjie jou skouers terug, stap 'n bietjie reg, trek bietjie in jou maag, lyk 'n bietjie beter, loop so. Here, dit is wat ons net vanmôre wil vra, kom Heilige Gees, kom met 'n sagte stem en kry vanmôre ons loop reg. Ek wil bid vir ons as gemeente, Here, spesifiek ons gemeentes. En eintlik sommer al die gemeentes, Here, wat verklaar en sê, ons erken dat Jesus Christus is die Seun van die lewendige God. Vir ons sondes gesterf en dat opgestaan het uit die dood. Here, help ons, dat ons as Christene se loop weer in lyn sal kom met die woord. In alles wat ons doen, waar ons besighede doen, waar ons by die skole is, by die universiteite, waar ons by ons werk is, waar ons tussen ons vriende is, by ons by kollegas is, oor ons, Here, dat ons loop sal reflekteer dit wie ons is. Dat ons nie so onkoliekig sal lyk dat die wêreld na ons sal kyk en sê, kyk hoe loop hulle. Hulle skouers hang maar hulle probeer groot tree gee, of hulle skouers is regop, maar hulle skuif hier rond. Nee, Here, ons wil in lyn kom met U woord. Mag dit so wees. Ons vra dit in Jesus naam. Amen.